Welkom by vandag se gesprek. Ons duik vandag in 'n deel van Tokio wat jy dalk nie op die hooftoeriste roete sal kry nie. Kamitabashi, in die Itabashi distrik. Ja, dis 'n fascinerende area met baie lae. En voor ons lê 'n mengsel van bronne. Ons het historiese kronieke, gidse oor Tokio se verborgde skatte Artikels oor hoe die buurt verander het. en selfs 'n blog oor 'n staptoer wat jy self sou kon aanpak. Dis nogal 'n lekker versameling. Dit gee ons 'n goeie oorsig, ja. Ons doel vandag om daardie laag van geskiedenis af te skil en die plekke en stories te vind wat Kamitabashi spesiaal maak. Presies. Ons praat van 'n plek wat wel ontwikkel het van 'n besige posdorp op 'n hoofroete tot 'n moderne woonbuurt. Jy weet, met sy eie unieke karakter. 'n Ryk geskiedenis. Kom ons begin. Reg by die beginpunt van baie reise eeue gelede. So die Edo-tydperk. Ja, die Edo-tydperk. Kamitabashi was nie sommer net 'n dorpie nie. Dit was Kamitabashi Shuku, né? 'n belangrike posdorp. Absoluut. Op die Kagagui-Kaido-roete. En die pad het na die groter Nakasendo gelei. Dink daaraan as 'n noodsaaklike stop net buite die hartjie van Ou Edo, een van die 4 grootes. Presies. En Itabashi Shuku, waarvan Kamitabashi toe deel was, was die heel eerste stop na Nihonbashi. Die heel eerste een. Regtig, die eerste een. Ja. Die bronne skilder 'n prentjie van wel ongelooflike bedrywigheid. Jy moet dink, dis amper soos 'n ou wêreldse logistieke spulpunt. Ek probeer my dit voorstel. Wel, dink aan draaiers, die Kaguya, wat skreeuend regmaak om te vertrek, perde wat rinnik, die gewoel by meer as 100 herberge. 100. Sjoe. Ja, die Hatagu, met hul lanterns wat reisigers inlok, en dan die teehuise. Dis wat die jongste nuus en kinderstories uit Kyoto en Edo uitgerol is. So die sosiale media van daai tyd. Aha, presies. En snags, dan hoor jy die shamisen musiek en ruik die sake. Dis 'n lewendige, raserige, maar absoluut noodsaaklike plek. Dis nogal 'n toneel om te verbeel. En wat fascinerend is dat jy vandag nog echo's hiervan kan vind, né? Definitief. Een van die bronne stel voor jy begin by Kamitabashi-stasie en volg die roete van die ou Nakasendo. Ja, dis 'n goeie plan. Hou jou oë ook vir klein historiese plate teen die mure, jy weet keramiekteëls met ou kaarte en stories op. Dis klein leidrade. OK. En soek vir 'n eienaardige reghoekige draai in die pad, die Kaginote, die sleutel se hand. Kaginote. Hoekom 'n sleutelshaand? Wel, dis 'n oorblyfsel van posdorpontwerp. Dis gemaak om vyande se siglyn te breek en, jy weet, kavalerie-aanvalle te staai. Slim, né? Baie slim. So dis 'n verdedigingstaktiek in die paduitleg self. Presies. Om daar te staan en jou die wiele van 'n feodale heer, 'n daimyo, se gevolg voor te stel wat om daardie hoek kom, dit gee jou hondervleis. Ek kan my indink. En vir iets wat jy letterlik kan ervaar, soos 'n smaak van daardie era. Die bronne wys ons na 'n spesifieke winkel. Ja, 'n Wayagashi-winkel, Kikoya. Hulle maak tradisionele Japanse lekkers. Wagashi. En hulle is al in 1909 gestig, so dis terug in die Meiji-era. Hulle lekkers is blykbaar pragtig klein kunslertjies. Klink heerlik. Maar die eintlike juweel hier, volgens een van die staptoerblogs, is om met die eienaar te gesels. Ag, regtig? Ja, om te hoor van hul familiegeskiedenis wat met die straat verweef is. Kyk, dis 'n ervaring wat jy nie sommer kry nie. Dis daardie persoonlike koneksie wat so skaars geword het. Dis 'n baie goeie punt. En dit lei ons na nog 'n interessante laag van Kamitabashi se verlede. Sy status as Tenryo. Ja, Tenryo. Gebied direk onder die shogun se beheer. So dit was amper 'n kwaliteitswaarborg, né? Produkte van hier was wel gesog. Juis. En dit bring ons by 'n wonderlike plaaslike legende, die Jo-in mochi. Jo-in mochi, shogun se gunsteling mochi. Presies. Die storie gaan dat die 8ste shogun, Tokugawa Yoshimune, hier langs gejag het, volkejag glo ek. OK. En plaaslikes het hom toe eenvoudige, wit sagte ryskoekies, mochi, aangebied. Niks fancy nie. En hy, Wel, die shogun, bekend vir sy spaarsamigheid, was so beïndruk met die smaak en eenvoud dat hy dit Jo-in genoem het, wat beteken
ontvangde guns. Wow. En hy het dit toe tot amptelike offerande verklaar. Van eenvoudige happie tot amptelike status. So 'n eenvoudige ryskoekie word toe 'n simbool van plaaslike trots en 'n direkte lyn na die hoogste gesag. Dis fascinerend hoe kos en politiek selfs toe al verweef was. Absoluut. Kan jy dit vandag nog proe? Bestaan dit nog? Blykbaar ja, die mees autentiese plek is Kawaguchia, 'n winkel wat glo al sedert die 1850s bestaan, aan sy era. Dis oud. Nogal, ja. Hulle gebruik glo steeds dieselfde soort rys en tradisionele metodes. Die beskrywing klink heerlik, sag buite met growe rooiboontjie pasta, tsuboon, binne wat nie te soet is nie. Jy proe die rys en die boontjies. Klink perfek. En 'n wenk, 'n weenbron, koop die mochi en gaan geniet dit langs die nabygeleë Shakuji rivier of by die Hikawa heiligdom. Is 'n manier om jouself soort van in daardie historiese oomblik te plaas. Dis 'n goeie idee. Kom ons praat oor daardie rivier en die geestelike lewe. Die Shakuji rivier, dit was duidelik die lewenshaar, né? Vir besproeiing, vervoer. Ja, absoluut. En dan is daar die Hikawa heiligdom, gewy aan die watergod Susanna no Mikoto. So die heiligdom met die rivier is direk gekoppel. Ja, die heiligdom was die geestelike anker wat met die rivier verband hou. Die heiligdom se woud, die Chinju no Mori, het selfs gehelp om die rivier te voed, as 'n soort natuurlike reservoir. Interessant. En jaarlikse feeste hier het gebid vir goeie reën en beskerming teen vloede of droogtes. Vandag is dit 'n pragtige, rustige oase. As jy daar is, kyk uit vir die ou klipwerk by die reinigingsfontein, die Temizuya of die houtsneewerk op die hoofgebou. Dis regtig 'n blaaskans van die stadsgewoel. Dit klink so. En die landskap het ook ander geloofspraktyke beïnvloed, né? Veral rondom Berg Fuji. Inderdaad. In die Edo-tydperk was die Fuji-kor geloof baie gewild. Die idee dat jy Fuji minstens 1 keer moes klim. Maar dis 'n groot onderneming. Presies. Verby was dit onmoontlik, te duur, te moeilik. So, wat doen hulle? Hulle bou Fujisuka. Klein Fuji-berge. Jou klein mensgemaakte juwels, soms selfs met lava van Fuji gebou, sodat mense 'n plaaslike pelgrimstog kon onderneem, 'n gesimuleerde aanbidding. Dis fascinerend. En die Fujimi-tonnel. Wel, dis nog 'n interessante een. Gebou in die vroeë 20ste eeu, die Taisho-era, dit was glo so ontwerp dat mense steeds die berg kon sien en aanbid aan weerskante van die tonnel. So die tonnel was amper deel van die ritueel. Soort van, ja, deur die donker en aan die uitsig. Maar deesdae is die uitsig meestal deur geboue versper. Maar die bronne sê op 'n kraakhelder winteroggend vrug. Kan jy hom steeds sien? Ja, jy kan Fuji steeds sien. Dis glo 'n verrassende oomblik van verbintenis met die verlede, as daai ikoniese keel skielik tussen die moderne geboue verskyn. Dit moet spesiaal wees. Nou ja, die 20ste eeu het natuurlik groot veranderinge gebring. Die opening van die Tobu-Tojo spoorlyn in 1914, dit was seker 'n waterskeiding. Absoluut. Oornag verander Kamatabashi van 'n, plattelandse posdorp in 'n bereikbare voorstad van Tokio. Die suburbs begin groei. Presies. Dis die begin van 'n nuwe era, die Taisho-Roman-tydperk, met westerse invloede wat insypel. Jy kry koffiewinkels, kisate, fotoateljees. Nuwe gevoel. Ja, en na die Tweede Wêreldoorlog speel die area weer 'n unieke rol. Dit word die beginpunt van die Tobu-Keishi-lyn. Die Keishi-lyn. Nooit van gehoor nie. Dis 'n spoorlyn wat spesifiek gebou is vir voorrade na die Amerikaanse militêre basis Grant Heights. Daardie basis is nou die groot Haikaragouka Park. Ag, so dis nog 'n laag geskiedenis wat onder die oppervlak lê. Die spoorlyn bestaan nie meer nie. Nee, dit het net van 1946 tot 1959 geloop, maar dit is deel van die storie. En dit bring ons by vandag. Wat 'n moderne, verborgde skatte kan jy ontdek wat hierdie laag weerspieël? Wel, daardie staptoerblog waarvan ons gepraat het, is gaande oor die Kamitanami Ginza winkelstraat by die stasie se suiduitgang. 'n Winkelstraat? Ja, maar een met 'n heerlike oudtydse gevoel, glo, waar jy nog persoonlike diens kry.
Die teenoorgestelde van 'n anonieme winkelsentrum, jy weet? Klink aanloklik. En dan is daar die reuse Yohoku-Chuo Park. Dis een van Tokio se grootstes. Sportvelde, oop ruimtes, selfs 'n hondepark. Dis waar jy die plaaslike lewe sien afspeel. Maar in daardie park is daar iets veel ouer, né? Iets wat ons duisende jare terugneem. Ja, dis amper ongelooflik. Aan die rand van die park lê die Moro-ruïnes. Moro-ruïnes. Dis 'n paleolitiese terrein. Dis ouer as Japan se bekende Jomon tydperk. Ouer as dit. Paleolities. In Tokio. Ja, en die ontdekking self is 'n storie werd. 'n Middelbare skoolseun, Takizawa Hiroshi, het dit in 1951 gevind. 'n Kind het dit ontdek. Ja, die klipwerktuie wat hy ontdek het, die Moro-tipe mesvormige werktuie, het ons begrip van prehistoriese mense in die Tokio-gebied heeltemal verander. Dis ongelooflik. Om daar te stap en te dink mense het tienduisende jare gelede op presies dieselfde plek geleef. Dis nogal iets. Dit gee perspektief. Dit gee beslis perspektief. Is daar ander landmerke wat uitstaan? Iets meer sigbaar. Beslis die Goban-Kiyaki. 5 groot kiyaki-bome. En wat spesiaal in hulle? Hulle staan letterlik in die middel van die besige Kawagoe-Kaidou-pad. In die Middeleiland. In die pad. Hoekom? Hulle is gered tydens padverbreding in die Showa-era. Die dorpshoof Ijima Yajuro het ingestem om grond af te staan, maar net op voorwaarde dat hierdie deel van sy landgoed se bone behoue bly. Wat 'n storie. Ja, dis nou 'n ikoniese simbool van die buurt. Dan is daar ook nog klein interessante plekkies soos die Kosodate Jizo in daai selfde winkelstraat, die Ginza. Kosodate Jizo? 2 ou standbeelde, meer as 240 jaar oud. Hulle word beskou as beskermers van kinders. Dis daardie klein hoekies wat die karakter van die plek vorm. Dit klink so. Die bronne noem ook 'n paar eienaardige stories, soos die een oor die preekende dief. Haha, ja, die Sekyo Goto uit die vroeë Showa tydperk. Wat het hy gedoen? Gepreek. Nogal, hy was bekend daarvoor dat hy sy slagoffers eers 'n lessing gegee het oor hul swak sekuriteit voordat hy hulle beroof het. Jy maak 'n grap. Nee, die storie gaan hy het by 'n reiswinkel naby die Toyoke Inari heiligdom ingebreek en vir hulle gesê, "Julle sekuriteit is te swak, kry liewer 'n hond." Dis ongelooflik astrant. Die ironie is hy's gevang omdat hy aan rysmeel gevat het en sy vingerafdrukke op 'n glasdeur agtergelaat het by dieselfde winkel waar hy gekla het oor hul sekuriteit. Die ironie is perfek. Dis een van daardie plaaslike staaltjies wat kleur gee, né? Presies. So as ons alles saamvat, van 'n besige hoofroete stop in die Edo-tyd, deur modernisering, selfs daai kortstondige militêre rol, tot vandag se woonbuurt met sy parke, ou winkels en hierdie diep historiese laag. Kamitabashi is duidelik baie meer as net 'n naam op 'n treinkaart. Ja, ek stem saam. Wat vir my uitstaan is hoe die geskiedenis hier nie net in museums is nie. Dis deel van die alledaagse. Jy sien dit op straat. Jy stap verby die Kaginote draai, jy kan die Yonmuchi proe, jy sien die Goban-Kiyaki bome in die middel van die pad, jy stap oor grond waar prehistoriese mense was by die Moro-ruïnes. Dis tasbaar. Ja, jy's 'n plek vir wat een bron noem stadige ontdekking. Dis 'n kans om 'n ander, meer gelaagde, meer autentieke kant van Tokio te ervaar as wat jy dalk in die standaard gidse kry. Dit laat 'n mens wonder. Kamitabashi is duidelik besig om weer te verander, met herontwikkelingsprojekte wat wel aan die gang is, veral by die suiduitgang. Ja, die verandering hou nooit op in Tokio nie. Hoe sal hierdie buurt sy unieke mengsel van geskiedenis en plaaslike karakter behou, te midde van daardie konstante druk van vernuwing wat so deel is van Tokio? Dis die groot vraag, né? Hoe balanseer jy die oud en die nuut? Dis iets om oor na te dink as jy self eendag daar sou rondstap en daai laag self ontdek. Absoluut. Wel, dankie dat jy saam met ons hierdie minder bekende, maar duidelik fascinerende hoekie van Tokio verken het. Dit was 'n plesier.